Goeiemiddag, dit is middag hier by my, dis nou 3:30 vir die van julle wat nou wonder hoe laat het ek nou wakker geword. Nee, ek het nie laat wakker geword nie, ons het vroeg vanmorgen al manne van die woord gehad en daarna 'n paar vergaderings en dan hardop een na die ander toe, so ek het nie van jou vergeet nie. Ek weet dis 'n paar manne wat my opcheck en wil weet of ek gesond is en of ek siek is. Ek is springlewendig, ek is heel alright. Baie dankie dat julle my bid. En dan op dieselfde manier, ek weet nie hoe om eintlik dankie te sê nie. Dis klomp mense, baie van julle, wat elke maand ons bediening, myself, vir my vrou, ons ondersteun. Van heinde en verre. Daar's party mense wat ek nie eens weet nie. Daar's mense wat dit onbekend doen. Daar's mense wat nie hulle name daar sit nie. Baie dankie. Uit my hart uit, namens my, namens almal, dankie dat julle in ons glo, dankie dat julle saad saai in ons lewe, julle maak dit vir ons moontlik om petrol te hê, om brood te hê, botter te hê, en dan nog so 'n konfytjie ook, en 'n ou biltongkie. Baie dankie, uit my hart uit. Ek kan nie genoeg dankie sê vir julle wat dit doen nie. Mag die Here julle mildelik seën. Julle weet, ons is nie hier om elke dag vir julle geld te vra nie, dis nie waaroor dit gaan nie. Ons wil net die woord van die Here wil ons saai elke dag in ons lewe en ons wil gehoorsaam wees en die Here is ons bron. Ons het 'n belofte in die Here gemaak daarvoor. Nogmaals, baie dankie. Nou, ek het 'n woord vanmôre in Johannes. Ek love Johannes. Jy het seker agtergekom die afgelope ruk. Johannes. Jong, dis so beskrywend. Dis pragtig. Verskoning. Ek wil vir jou lees uit Johannes 12 uit, wat Jesus vers 45. Ons maak van vers 44 af. Dan lees ons nou 'n paar versies. En Jesus het uitgeroep en gesê, wie in my glo, glo nie net in my nie, maar ook in hom wat my gestuur het. As jy in my glo, glo jy ook in die Vader. Dis wat Jesus sê, ek glo hom. As jy in hom glo, dan glo jy in die Vader. En wie my aanskou het, aanskou ook hom wat my gesien het. As julle my sien, ek is 'n chip van die blok. Ek is deel van die pakket. Ek is deel van die drie eenheid. Vader, Seun en Heilige Gees. Ek is die weg, die waarheid en die lewe, sê Jesus. En ek het gekom as lig van die wêreld. Dit beteken om die duisternis weg te vat, sodat elkeen wat in my glo, nie in die duisternis sal bly nie. Het jy dit vanmôre? Het jy dit vandag? Elkeen wat in hom glo, gaan nie in duisternis. En iemand wat na my woorde luister, en dit nie glo nie, ek oordeel jou nie. Want ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, maar ek het gekom om die wêreld te red. Is dit nie wonderlik nie? Hy wat sonder sonde is, kom as ons geoordeel het. Onthou jy, hy het nie. Die vrou wat so baie sonde gehad het, die manne waar doodgooi met klippe, hy het vir haar gesê, go and sin no more. Beteken dit nou, God en Jesus aanvaar sonde? Nee, hy haat dit. Maar hy sê, go and sin no more. As jy sonde gedoen het, en ons almal doen sonde, ons almal maak foute, dis verseker. Maar Jesus sê, ek het nie gekom om jou te judge, om jou op te hang, op jou in 'n kruis te sit nie. Ek sal op die kruis vir jou gaan hang, maar ek het gekom jou te red. Is dit nie wonderlik nie? Is nie wonderlik om 'n verhouding met iemand te hê wat jy nie eens kan sien nie, maar jy weet, hy is reël, jy weet hy is Jesus. Hy sê, wie my verwerp en my woorde nie aanneem nie, het die een wat hom oordeel, die woord wat ek gespreek het, dit sal oor hom geoordeel word in die laaste dag. Want ek het nie uit myself gespreek nie, maar uit die Vader wat my gestuur het. En hy het vir my 'n gebod gegee, wat ek moet sê en wat ek moet spreek. En dat ek moet weet dat sy gebod die ewige lewe is. En wat ek spreek, net soos die Vader wat hy vir my gesê het, so spreek ek. Ek kan nie meer sê as dit nie. Hier sê hy dit, Jesus kom en sê, kom, almal van julle, almal wat dors het, kom drink by my. Almal wat my aanneem het, ek mag gegee om kind van God genoem te word. Ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie. Kom, ek wil jou red. Ek bedoel, hoe dwaas kan jy nie wees om jou hand op te steek? Here, hier's ek. Help my. Ons almal was verlore, maar Jesus het gekom om ons te red. Wat wil ek vandag vir jou sê? As jy Jesus gesien het op die aarde, het jy die Vader gesien.
Dit klink onwerklik, maar dis die waarheid. Nou vanmôre wil ek vir jou bid. Vandag wil ek vir jou bid. Ek wil vir jou sê dat die Here het jou baie lief. Ek wil vir jou sê, jy het nog 'n geleentheid. Jou tyd is nie verby nie. En jy moet hierdie geleentheid aangryp met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Om vir die Here te bid wat jy nie kan sien nie, vat baie geloof. Maar bid vir hom, al maak dit nie sin nie, bid. Ek is 'n lewende voorbeeld van iemand wat my ouers het vir my gebid, al het ek nog nie die pad gesien nie. So, hou aanbid vir jou kinders, hou aanbid vir jouself, hou aanbid vir jou omstandighede. Jou deurbraak gaan kom. Jou Lazarus sal opstaan. Miskien nie vandag nie, dalk nie môre nie, maar miskien op die derde dag. Hou net aanbid. Kom ons maak dit 'n gebedssaak en 'n geloofsaak dat ons vir mekaar sal bid. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir hierdie dag. Dankie vir Dinsdag. Dankie vir die liefde, dankie vir die omgee. Dankie vir die woord. Dankie vir asem. Dankie vir gesondheid. Here, ek bid vandag vir iemand, ek ervaar iemand wat op 'n kruispunt staan. Iemand wat nie weet links of regs nie. Here, ek bid vir 'n goddelike ingryping op hierdie oomblik. Here, iemand wat finansies, dis die einde van die maand, iemand wat nie weet waar die volgende sent bymekaar gemaak gaan word nie. Here, ek bid vandag vir iemand, vir goddelike deurbrake. Dankie daarvoor. Ek bid dit ook in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat jy so mooi oplet in die klas en so mooi luister. Dankie. Ek kan net vandag sê dankie. Dankie vir die Here. Dankie vir so baie liefde. Mag die Here julle seën. Onthou, jou beste is op pad. Totsiens tot 'n volgende keer.